Hoeveel getuigenissen is daar nog? Dan staan er nog 450 mensen in de rij. Om diezelfde ding te zeggen. Weet je wat? En dan hopen ze dat ons het kent. Als 2 of 3 of 4 getuigenissen is saam bevestigd, is staan hy vast. So as eerste dier waarop ons strijd kan worden, dat Jezus uit die dode opgestaan en vermoorde het hier om dit te vieren. So, op ons het voete kom, dat ons een beetje staan hier zo, en dan gaan ons lekker, en dan gaan ons oor Jesus groot maken, baie lekker. Is hy nie, sy liefde is wonderbaar, ja, kom ons loof, prijs die Vader. Sy liefde is wonderbaar, vir my, sy liefde is wonderbaar, vir my, sy liefde is wonderbaar, is wat op Golgotha, sy liefde is wonderbaar, vir my, sy liefde is wonderbaar, vir my, sy
He has risen. He has risen. He has risen. He has risen. Jesus is alive. He has risen. He has risen. He has risen. Jesus is alive. When the light flows from his body, sing our Savior's mission praise. But his sacrifice accomplished, victory over sin and hell. He has risen. He has risen. He has risen. Jesus is alive. In the grave that did not leave him, or his body to decay, raised alive and reigning. Satan's glory overcame. If there were no resurrection, we ourselves could not be raised. But the Son of God is living, so our hope is not in vain. He has risen. He has risen. He has risen. Jesus is alive. When the Lord rides out of heaven, mighty angels at his side, they will sound the final trumpet. From the grave we shall arise. He has given life immortal. We shall see face to face. Through eternity we'll praise him. Christ the champion of our faith. He has risen. He
samen kan ons dit net sing. Tot een van sy dae. Halleluja. Amen. Hallelujah.
2000 jaar gelede. Amen. Nou ja, ons is seker allemaal al baie bekend met die kruisgebeurde, die opstande en alles wat daar rondom gaan. So ek gaan nou nie daaroor vir jou 'n stukkie die Bybel lees. Ek gaan wel die Bybel uitwerk natuurlijk, maar nou daar ander stukkie wat ons van die Here vir ons harte gelees om vanmorgen met dit te deel. Nou, daar is ook natuurlijk een video wat ons bietjie wil insleep hier, want het gaan juist oor die kruisiging. En baie van die video was ek ook gesien, want het was baie wyd op sosiale media versprei. Nou dit is ook al genoem die beste 3 preek van alle tye. En dit kan ook vir die oningeligte persoon, nou nie bietjie dieper van dit nie. Ek sê nie ons moet luister het was te sê, natuurlijk moet ons luister het sê. Maar weet maar, partykeer is het door op geslag, ek gaan eerst staan in die Bybel, hè, want dan ek moet kom, ek weet nie goede manier om te spreek nie, en dan staan ek ook nie so die sal die Bybel, die wat op van die Bybel, Halleluja. Die sê reg die stukkie gaan lees wat ons nou vir jou nog voorlees, en ek kan ook saam doen. Ek jy sien, dat hierdie ou se preek, dalk die mees misleidendste van alle preke wees, wat ooit gepreek. Nou die spreker, en ek slag nou nie die ou af nie, maar het is bekend met self op sosiale media, verstaan is een pastoor Alistair Begg. En ek praat natuurlijk oor die een rower wat aan Jesus tot sy rechterkant het gegaan. En hy vertel dat toe die man toe nou sterwe, jy weet, hy kom in die hemel, daar het Jesus vir hom sê, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. En die engel hom nou net gevra oor hoe hy dan nou daar sal beland het. Want hierdie man was al onbekeerde, ter dood veroordeelde moordenaar en rower. In Galasiërs 3 vers 13 is jy mooi kan onthou van wat daar staan sê, vervloek is elkeen, ons kunnen dit ook genoem. Vervloek is elkeen, wat aan die kruis hang. So, dit is dus onmoontlik geweest vir hierdie man, op grond van die woorde van God, dat hy vervloek is, om in die hemel te kom. Wie kan ons nie vervloek wees, en in die hemel kom? En dit sy hele lewe van sonde en misdaad, het hom gediskwalifiseer. En die woord van God diskwalifiseer hom. So hoe het hy dit gemaak om in die hemel te kom? En jy vraag daar wat wil hê. Ek is seker, allemaal van ons in dit. Maar die spreker, nogal op 'n baie humoristische manier, het hy hierdie hele gedeelte verhaaltjie, wil ek maar sê, voorstelling, wil ek, het hy dit nogal heel humoristies gaan. Nou staan die engel hier so met die man, en ek denk, duidelijk kan hy sien in die boek van die lewe, wat het die ou alles gedoen. En dan stel ek nie, waarby iemand kan kom, wat maak hy nie? Nou vraag ek vir hom, meneer, het jy ooit enige Bybelstudieklasse bygewoon? Is jy ooit gewoon? Of wat kerk het jy behoor? Ken jy die 5 stappe om gered te word? Was jy ooit in die sonderskool? Of in die katekisasieklas? Halleluja. Is jy ooit aangeneem en voorgestel? Hoe kom jy hier? Waarom die rower dan nou heeltemal clueless, soos ons jong mense sal sê, geantwoord het, ek weet nie hoe ek hier gekom het. Ek het al mooi mense binnenkant van die kerk gesien, ek so mooi in die kerk. Ek ken niks Bybelverse as ek moet kom nie. Ok, so die ene dan heeltemal verwag gevra, ken jy die heerstelling van rechtvaardigmaking deur geloof? En dan sê die oude bypak en sy kop geskip en sê, weet jy wat, ek wil nooit niks van so iets gehoor. En dan sê die engel heeltemal moedeloos vir ons vraag, nou goed meneer, op wat die grond het dan, het jy hier in die hemel opgedaan. En die roer sê dan eenvoudig antwoord, die man op die middelste kruis het gesê gekom. En die spreker maak dan die volgende stelling, die pastoor Alistair Begg. Hy sê, dit is die enigste manier hoe 'n mens in die hemel kan kom. Amen. Dit is die absolute genadewerk van Jesus aan die kruis alleen. En geen verdienste werk van my jou kant af
kan dit bewerkstellig. Amen. Niks wat ons kan doen, kan ons hemel toe laat gaan. Geen theologische kwalifikasie, geen hoeveelheid goeie werke, geen Bybelkennis, geen selfregverdigende argumente, geen wetsonderhouding of enige ander factor kan ons die ewige lewe gee. Amen. En dan sê hierdie gewilde spreek. As jy, is nou ek en jy dan, as ons by die poorte kom en ons word gevra, hoekom moet ons in die hemel te gelaat word, en jy begin nou antwoord met, ek het dit gedoen, en ek is daarom dit, en ek is daarom dat, Sorry. dan het jy verkeerde antwoord. Die Halleluja. regte antwoord volgens Pastor Ernst de Beek moet begin met, ek is hier omdat Jesus. En natuurlijk is daar een groot waarheid daar. Maar nou wil ek so gou vir jou iets wys. Want 'n halwe waarheid is eintlik ook nie 'n volle waarheid. Dit is ek vir die pakkaart en teken van hierdie tot by. Selfs net tot by die dam waar ons is. Maar ek hou op om vir jou te sê, as jy in Pretoria kom, dan moet jy kan jou reg wees. Hier kom jy in Pretoria, en die dam is weer daar in Pretoria. Hy is so 15 kilometers buiten Pretoria. Maar wat moet ek nou vat om daar te kom? So jy het al die pad op Pretoria gery. Wat ek het jou gesê, wat is die pad? En jy het gevolg. Maar gaan jy by my door die dam uitkom? Hoekom nie? Want die ander gedeelte het jy nooit gekry. Amen. Dit is waar die groot probleme inkom. Hy Jesus self waarsku teen 'n benadering wat net halfte van die waarheid bevat. Hy sê Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Jesus, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Nou as ek praat van die hy, is dit ek en jy. So daar is iets wat ek en jy moet doen. Jy kan net sê Jesus het dit alles gedoen en daarom gaan ek in die hemel toe. Nee, jy moet die wil van God doen. Ja, sien jy my mooi. Kyk hoe vir jou daar aan, so kyk hoe mooi dit klink. Sê vir ou sien nou. Jy moet ook iets doen. Jy hoor. Jy moet ook iets doen. Jesus het sy ding gedoen. As ek so kan uitdruk. Hy het gedoen wat hy moes doen. Maar as jy niks doen nie, kan jy waaragtig nog in die hemel toe wees, okay? Weet jy dit? Jy gaan nie die regte woord te gebruik, die deur in die hemel vir jou outomaties kan toestaan. So nie sit, en ek dink dit is die probleem is met daai preek. Al wat jy moet doen is jy hou van Jesus van, en sê jy net, Jesus het gesê ek kan kom. En dink jy wat so maar gaan? Nie altyd nie. Daar is 'n ander waarheid ook met my hom. En daardie waarheid is dat niemand sal ingaan nie, behalwe deur Jesus se werk in jou lewe. Deur die Heilige Gees se werk in jou lewe. Jy sien, dis 'n maklike evangelie wat hierdie faith movement waaraan jy Pastor Alistair Beck behoort. Just believe, only believe, all things are possible. En dit is korrek, maar is nie 'n fout daar nie, but there's a little bit more than the theology. Dis wat ons nou kan lees in die Bybel. So jy kan sien, dis nie my storie nie, en dit is wat God self sê. En natuurlijk is hierdie preek 'n baie gewilde boodskap vir die nou kerk, wat graag wil moet, dat ons niks kan of hoef te doen om in die hemel te kom. En dit maak natuurlijk ook terselfdertyd die deur waaglik ook vir mense om te glo, hoef nie op te hou met sonde. Amen. Ons gaan maar gaan. Rook maar as jy wil, Jesus van die kruis gesterf. Drink maar as jy wil, Jesus van die kruis gesterf. Vloek, Jesus van die kruis gesterf. Kyk jou pornografie man, lieg van mekaar, steel. Jy kan selfs moord pleeg, vraag vir jou op die kruis. Jy kan dit doen. En net weer die Jesus sê vandag vir jou, jy gaan ook iemand. Want ek het vir jou die kruis gesterf. Nou, ek weet jy kan op die stadium achterkom, sal jy ons mis, staan in ons raam. Jy sien, hierdie
gelowe wat daardie woorde gehoor het niks eens geweet van die Heer van regverdig maak met deur geloof nie. Nou dis nog wel 'n interessante ding nie. Toe die engel van vra, ken jy die oortuiging van dat jy regverdig maak is deur geloof, sê jy die roeper wat in die hemel gekom het. Hy sê van hom nog nooit daarvan gehoor nie. So hy kon nie op grond van geloof, kon hy nie in die hemel ingaan. Nou wie wat is dit dan? Dit beteken dat almal gaan hemel. Dan hoor nie almal nie. Dis 'n paar mense wat nou gesê, jy moet jy dalk iets verkeerd doen. Hier something is wrong. Something is missing. Ek dink dat God is genade geskep vir God. En dit is daai fantastiese boodskap wat die ongelooflike sogenaamde waarheid bevat, gaan baie mense in die hel. Amen. Baie mense. Wow. My vriend, jou redding is nie heeltemal by jou Heer. Hulle sê, you are already saved by default because Jesus Christ died on the cross. By default, kom maar, julle weet wat is default. Julle weet wat ek hier gaan doen. Selfs ek wat byna geen rekenaar. Default, as jy jou voorkoopbaar kan default op 'n sekere skerm, is dit reg. Dit gebeur outomaties. As jy jou rekenaar aanskakel, dan kom daar 'n ding op. Jy het nie die knoppie gedruk om dit te laat gebeur nie. It happens by default. Nou sê hierdie ouens van die faith movement, hulle sê, we are all saved. Why? By default, because Jesus Christ. En dis 'n baie probleem. Ek gaan nou vir jou die Bybel lees, sodat jy saam met my kan sien wat staan daar. En dit kan ons kry in Lukas 23, is die 5 versies, vers 39 tot 43. Nou ek kan dit nou groep vir jou lees, ek weet nie, jy mag dit natuurlijk volg, en as jy wil, natuurlijk jou bladsy weglaat, dan kan jy daar verkeerd lees, ne? So kom ons gaan kyk. Dit is Lukas 23, vers 39. Wil jy moet mooi luister, dat jy nou nie die ding verkeerd kry nie. En een van die kwaaddoeners wat opgehaal is, het hom gesmaak en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie? Terwyl jy in die selfoordeel is, ons nog regverdig, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade. Maar hy, Jesus, het niks verkeerds gedoen. En hy sê vir Jesus, moet onthou hierdie ouens op sy laaste openbring, hy gaan bousterk. Dis die laaste goed wat hy nog krag het en asem het om te sê. En by die laaste asem sê hy, dink aan my Here, want in die koninkryk kom. En nou begin die wondere. Jesus antwoord hom. Jy hoor? Hom. Sê nie hom. Jesus antwoord hom. Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys. Nou moet jy gaan opgewonde raak soos ek. En jy kan sien waar dit so verkeerd kan doen, as jy net 'n blank check vir almal gee en sê, vul die naam in, hy geld is jou. Oppas, vir so nie doen. Maar dit is nie reg. Nou, toe ek die eerste keer luister, ek dink, wauw, wat 'n fantastische preek. Die praat die Heilige Gees. Maar die Here sê vir my, hoekom praat hierdie ou nie met sy Bybel oor voor hom? Hoekom lees hy nie 'n enkele versie in die Bybel? My broer en suster, oppas vir motiverende sprekers, wat jy duisende mense lok en vir hulle 'n stroop soek van oppas. Hier het jy was die waarheid. So bly by hom. En kry maar ander mense oor praat, hy gaan nie betaal om dit nou te sê. Okay. Maar die een belangrike vraag wat ons na die lees van hierdie gesprek moet vra, is hierdie vraag. Hoekom het Jesus nie ook vir die ander dood gesê, waar en jy gaan ook saam vandag in die paradys? Hoekom het hy nie daar van die kruis af van die klompie mense, ek weet nie
nie vir haar was nie, kom sy 20 mense. Hoekom het hy nie vir hulle van die kruisslag gesê, alright, en julle almal gaan ook saam met my vandag in die paradys wees. Dit is die vraag wat by my gemaak. Ek bedoel, dis moet dan onregverdig. As jy hemel toe gaan, sal hy enigiets gedoen het. Enigiets. Wat is dat wat jy vind, hy was een veroordeelde rook. Hy was van die dood veroordeeld. Sy was een baie slegte mens. Maar hy moet, en daar sal jy saam met my. En die paradys wees. So kom ons verder. Dus hier aan van vers rarig aandachtig gaan lees. Gaan maar huis nie. Dan gaan we soek, dit is Lukas 23 vers 39 tot 43. Dan gaan jy sommer gauw hierhede sien, hoekom hierdie preek geweldig en heeltemal misleidend op kan wees. Jy sien een paar dinge dat Jesus gespan, wat ander het hom gespot. Hy daag op my en hy verwyd hom, omdat hy homself en hulle nie van die kruis dood wou of skynbaar kon verlos. Dis die eerste ding wat die ander ou gedoen het. Die tweede ding wat hy gedoen het, hy het Jesus as die Christus bevraagteken. Hy het gesê, as u die Christus is. Nie, u is die Christus nie, as u die Christus is. Weet jy wat die duivel het dit ook gedoen, toe hy Jesus staan in die woestyn. As u die seun van God is, as die Christus is, sê vir die klippe, spring van die berg af, en hy sê van, ek het vir al die, as die Christus is. Hierdie man maak die selfde fout. Jesus, jy handel hier, jy is die Christus. Nou as jy nergens so sterk is, as jy God is, hoekom haal jy ons van die kruis af? Red jouself, en red ons ook sommer man. Ja, mense het Jesus net gesien as 'n tydelike verlosser. Nie 'n verlosser wat vir jou die ewige lewe kan gee en jou kan red van die ewige straf in die naam. Hy soek net, kry my van die kruis af. Ek sal jou nooit weer pla. Kry my net uit die moeilikheid wat jy gekry is. Wat baie van ons nou maar so. Ons het meer Jesus. Ons wil net sê dit is skynbaar. Kry jy net die hemel. Kry jy net die finansiële krisis uit. Kry jy net, maak my net gezond. Dis al, ek vraag niks meer. Vierdens was daar by hom geen erkenning van en geen berou oor sy lewe van misdaad en sonde, wat hom in die eerste plek sy straf aan die kruis besorg het. Net verwyder. Maar wat antwoord die ander moordenaar of rower? Wat dan gemaak het dat Jesus hom toegang tot die hemel gegee? Eerstens bestraf hy die veroordeelde. Hy spreek hom skerp aan. Hy vertel hom dat dit heeltemal verkeerd is hoe hy met Jesus praat. Hy praat met 'n selfgesentreerde gesindheid. En hy is selfsugtig. Hy dink net aan homself. Kan jy net vir die kruis aan? Tweedens, verklaar die vrygespreekte man dat hy God en sy oordeel vrees. Want hy sê vir die ou, vrees jy nou ook God? Ek vrees God. Ek weet wat gaan nou met my gebeur. Derdens erkenning dat hulle doodstraf verdien. Hy sê vir die ou, ek en jy, ons verdien om die kruisdag. Ons verdien niks anders. Ons verdien geen genade. Hulle moes ons op die kruis, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen. Hy het nooit enige sonde gedoen. En die vyfde plek bely hy dat Jesus wel die Here is. Hy sê vir hom, Here. Ja, amen. Hy sê nie, as die dalk die Here is, waar hy dink dat aan my hoor. Nee, hy sê, Here, dink aan my. Amen. Want hy en woorde my kom. En dan laat ons by implikasie, pleinheid en plek vir gedagte. Daai woorde dink aan my, en kiek hier op die lyf. Hy kon nie 'n lekker lang gesprek rustig oor 'n kop koffie. Hy het aan 'n kruis gaan met sy laaste asem weer. En al wat hy kon uitkry is, Jesus
hy verder kon gepraat het, sou hy dalk gesê het, Here Jesus, ek is jammer. Hy het verkeerd geleef. Ek kan nie hemel toe gaan, nie hoe lyk ek. Nie hoe lyk my lewe. Ek is verloren. Maar kan nie dan nie. Wanneer jy daarna die heerlijke koninkryk instap, nie onthou van my dan, daai dag langs jou gaan doen. En ek is jammer. Jy sien Jesus, kan jy die openlike erkenning en belydenis, die opregte berou vir die help vir die sonde, hy kan dit nie miskyk. Hy tel dit op in die paar woorde wat hy man gesê het. Hy tel het so duidelik en opreg op, dat Jesus nie anders kan as om ongenadig te wees, en om die ewige lewe te beleef. Kan jy sien hoe wat hy vir die ander man ook sê, maar hy het jou volk ek die, jy kan op my overgaan. En die man wat gehoor het, die dag sê, so die saam in die paleis is, het hy iets gedoen om het te verdien? Nee, hy het ook niks gedoen om het te verdien, maar hy was spyt, en hy was jammer, hy het berou, hy het gebroken aangaan, oor dit te doen. Wie my geliefde broer en suster, dis wat ons mis in ons kerk. Dis waar. Ja. Mense wat inkom in die kerke, vol sonde, maar is nie gebroken daaroor. Hy hoor nie. Ek gaan rook soveel as ek wil. Ek hoor nie wat die pastoor hier voorsê. En ek gaan my biertjie vanmiddag drink, as ek my vleisie draai, dis paasnaweek, is lang naweek, ek gaan sommer 'n paar biere drink, want ek werk nie môre. Ek bly saam met die chick, en dit is lekker. Ons gaan selfs saam kerk toe. I don't care. Ek ken jou, my heel nie op my pastoor, want ek wil ons nie ene wat verkracht. Hy sê ons is welkom. Hy weet nie as ons bly saam. Hy weet nie ons is in sonde. Jy sal goed bedoel met ons doen. Hy weet nie ek is blij. Hy worry ook nie. Ek kan saam my vriend, wat ons al 13 jaar by saam bly, ons sit elke sondag in die kerk. My pastoor het nie of weet of nie weet, maar hy het nog nooit gebouw daaroor. Nog nooit. Waarom sê hy dat het verkeerd is? Sê ek gaan aan, net soos ek is, al wat nie van die kans as hoor, nie hier kans hoor. Al wat nie van die kans hoor is, God het my lief, net soos ek is. Toe Jesus sê, dit is daar, het hy alles gedoen, wat gedoen moes word, ek hoef niks te doen, ek hoef nie te verander nie, ek kan maar net bely, Jesus. Nou wil ek Jesus het woord, nie elke wat vir my sê, Here, sal ons Vader, net hy, wat die wil doen, van my Vader en die. Wat is God se wil? Nou as ek daar in antwoord, wat die basiese antwoord is dit. God se wil is dat jy jou sondes moet bely, berou jy daaroor opregte berou, en dit los. Sê bietjie, en dit los. Ek hoor jou nie. En dit los. Dis die enigste, dis wat jy moet doen. Dit help ook nie, jy stap nie in die pik een paar krane, jy stap nie net so uit die leidwees gegeven. Weet jy wat jy lieg? Jy is niks jammer van jou sonde nie. Jy lyk jou sonde. Jy lyk op te sin. Jy lyk op te vloek. Jy lyk op te lieg en op te droog te pleeg. Jy gaan nie hemel toe nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy het eintlik gehoor in die boodskap. Wanneer jy moet liggen en achieve word in die hemel. En Jesus praat van die 7 vers 13 en 14 sê, daar is 'n belewer en daar is 'n smal. Dat is die een van die wat doen, dis die smal. Die breë weg, my geliefde broer en suster, gaan jou net een weg van. En dis die jou. My gebed môre vir jou is,
hoe Jesus se kruisdood en opstanding hier pas elkeen met 'n selfsugtige gesindheid vir jou. En moenie in die valse gerusstelling verkeer. Ek sal die ewige lewe kry, bloot omdat Jesus dit bewerkstellig het aan die kruis. Dis die halfte van die waarheid. Nee, my vriend, as dit jou ingesteldheid en oortuiging is, gaan jy die skok van jou lewe kry. Die dag van jy voor God gaan staan. En dan, my danses, gaan dit te laat. Jy gaan nie daai dag kan sê, man, Here, ek het dit gehoor daai oggend, van die 5 April 2026, maar ek het nie veel aangesien. Ek sal dit op my doen. Ek gaan nie doen wat daai wil gesê. Jy sien nie, dit is nie maar, dit is wat nie belangrik om die wat ek sê, maar dit is belangrik om die wat God sê. Want hy sê in Johannes 3 vers 16, hy wat geen ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien. Maar die toorn van God bly op hom. Dis wat ons staan. Ons kyk allemaal Johannes 3 vers 16, maar gaan lees met vers 16, wat Johannes sê. Miskien sal jy hoor dit opgaan. As jy jou sondes oprecht erken en bely en ware berou daaroor het, soveel so dat jy daar die sondes verafskiet. Dis die eerste ding. Jy wil begin haat. Die daar vir jare geloop. Dan sê die waarheid geworden. En sy het begin van afskiet. Sy kon nie, sy kon wel nie laat op die knie loop, sy kon nie. Want sy het gegeven word. Dit maak van haar een nou twee gesig gestel. En die kerk, die voorbedien, maar as ons maar een plek is, kom die Sakarete uit en sê, waarom om my woord nie so lang? Ek sê, altyd gelang is en sê, waarom om my voorkop in my. Maar gaan prys God, die genade het gekom, en sy genadiglik gehoor gegeen, en gesê, maar ek kan nie so leef, en sê, ek is 'n kind van God. Ek kan nie so lyk en ryk, en sê ek is die bruid van Jesus Christus nie. Ek kan nie so lyk en ryk en sê ek gaan die hemel toe, en my bruidegom is Jesus. My bruidegom is Jesus, die seun van God. Maar kyk hoe lyk ek, soos 'n moer. Dis hoe ek ben, want ek horeer in die wêreld. Ek doen net wat die wêreld doen. Jy kan nie so lyk en sê jy is die heilige bruid van Jesus Christus, die seun van God nie, man. Jy kan nie. Jy moet regkom. Jy moet tot bekering kom. Jy moet kragdadig en radikaal tot bekering kom. En die leiding van die Heilige Gees en van God se voorskrifte in sy woord moet jy dit volg. Jy moet die heilige lewe in die vrees van God. Vrees jy God nie? Dis vir hy hoe vir jy gesê het. En jy doen wat jy wil. Vrees jy God dan nie? Ha? Amen. Nee, ek vrees God nie. Hy gaan niks aan my nie. What a mistake. Verstaan jy hoe dat video 'n mistake is? Want hy bevestig en beklemtoon absoluut niks wat jy moet doen nie. Inteendeel hy sê jy moet niks doen. Dis hier as jy nie hemel gaan kom, jy niks te doen. It's wrong. It's not the truth. Jy moet die wil van God doen. Kom maar, sê dit net vir vandag. Sê vir hy so langs jou. Jy moet die wil van God doen. Amen. En hoor dit om nie. Jy moet die wil van God doen. Amen. Sê dit ook vir nog iemand. Jy moet die wil van God doen. Ek wil nie die woord doen so lekker. Jy moet die wil van God doen. Ek hoor nie. Doen. Jy moet dit doen. Anders vir my Fransis, wat jy nie. Jy moet nie. Ek wil hiermee afsluit. Laat Jesus se Via Dolorosa, sy weg van smart en pyn, laat dit die smal weg van heiligmaak wees, waarop jy oor kan maak. Want dan sal jy ook
eendag verseker met Jesus hoor, vandag sal jy saam met my in die paradys. Amen. Ek wil ook vra om saam met my in die laaste liedjie te sing. Jy sien my vriend, die vraag wat jy vanmôre moet beantwoord is, hoe kyk ek na Jesus? Amen. Wanneer ek kom na my kruis sien, wanneer ek kom sien nadat ek gestaan het en soos 'n Thomas die merke aan sy hande en sy voete en die sny en sy hoe, wat is in my hart, wat gebeur wanneer ek dit sien? Het julle al die Passion of the Christ gekyk? Tyd van julle? Ja. Meeste van julle. Hoe dit vir jou gewerk? Ek kon nog eens meer kyk. Hy het opgestaan door hom opgestaan. Kon ek nie kyk. As jy dit so kyk aan die laaste so sy gesin, van so, dankie vir wat jy vir my gedoen het op die kruis. Ek vriend, jy weet nie eens op jou laaste dag op die aarde dag van oggend aangereik. Wat 'n gesindheid in jou hart kyk jy na Jesus. As jy steeds in sonde leef en hoop God sal jou in elk geval sy hemel toelaat, net omdat jy glo dat Jesus vir jou sondes gesterf het, en daarom maak ek dat nie meer saak of jy op 'n rook of aanhou rook of dit vloek of enige van daai goedes doen. Maar ek glo vandag ernstig was. Hebreërs 10 vers 26 tot 27 sê, as ons opsetlik sonde, dit beteken jy hou aan dit. Nadat jy hierdie kennis van die waarheid ontvang het, dat jy moet breek met sonde, dat jy moet los, dan gaan hy aan hy sê, bly daar geen offer, vir jou sondes meer. Wat bly oor vir jou? 'n verskriklike verwagting van God se oordeel. En 'n vuurgloed wat die teestanders sal betref. Maar as jy vanmôre na Jesus kyk, as jy enigste hoop op redding, en ook as jy dan van jou kant af waaragtig tot bekering en ware wedergeboorte te kom, en Jesus gehoorsaam kom, dan sal hy jou kosbare siel bring. Ek gaan jou vra, terwyl as jy die laaste lied sing, dan gaan ek pastoor Martin weer verander, en vir ons met die dag haal, soos met die gees van die omleid. Maar sien, jou kan afsluit van die wêreld, en daar waar jy sit, jou kan afsluit. Dit is 'n 3,5 minuut. En luister, en jy sien in jou geestesoog, die seun van God. En is my gebed dat jy sal doen wat God se wil vir jou is. Daar wil hom waarlik tot bekering kom. Amen. Thank you, Jesus.
Ons waarde dat ons moet die Vader